Goeiemôre, dit is Dinsdag die 20ste Mei. Vanoggend lees ons saam in Handelinge 10 vers 28. Hier is Petrus in die woord en hy praat met Kornelius en hy sê vir hom: Julle weet dat vir 'n Joodse man dit verbode is om met iemand van 'n ander volk te assosieer of hom te besoek. God het egter aan my getoon dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. God het egter aan my getoon dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. As ons na mense om ons kyk, nou praat ek nie van familie en vriende nie, ja, selfs nie as hulle wat saam met jou in die gemeente is nie, hulle wat dalk buite die kerk is, hulle wat op straat is, hulle wat jou in die winkel se parkeerterrein pla vir geld omdat hulle jou karre opgepas het, hulle wat langs die straat sit, wat langs die straat slaap, hulle wat by ander gelowe is, in tempels by mekaar kom, in ander geboue. Hoe dink ons oor hulle? Petrus sê, God het vir hom gewys dat hy geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. En wat hy daardeur sê is dat hy mag by mense uitkom. Hy mag by hulle ingaan in die huis, hy mag hulle besoek, hy mag met hulle praat, hy mag hulle ondersteun, hy mag hulle help, hy mag deel wees van hulle lewens. Jesus het in sy bediening gewys dat God se reinheid, God se heiligheid sterker is as die onheiligheid en die onreinheid van die wêreld. Ons moet nie die wêreld vermy nie. Ons moet God se koninkryk in die wêreld gaan leef. Die feit dat ons tussen ander mense is en by ander mense is, beteken nie dat ons soos hulle word nie. Maar ons kan onsself ook nie isoleer en van almal af wegvlug en almal ignoreer nie. Hemelse Vader, dankie dat ons weet U lewe. Dankie dat U heiligheid nie so aan vasgeklou het en ons as mense wat sondig en onrein is, weggestoot en verlaat het nie. Die Here het mens geword, onder ons kom woon. U het vir ons 'n pad oopgemaak om deel te hê aan U ewige heerlikheid. Deur Jesus Christus se kruisiging, sy opstanding. Here, as ons na ander mense kyk, mag ons kyk met U oë en U hart. Here, dat ons nie ander mense sal afskryf as onrein of besoedel of verlore en as geen hoop nie. Hemelse Vader, dat ons U liefde en U koninkryk steeds sal leef na buite. Help ons deur die Gees om nie soos die wêreld te word nie. Here, maar in die wêreld U beeld uit te dra. Dankie dat ons kan bid vir ons nood, kan bid vir dit wat U vir ons gee elke dag. Lewe, genade, hoop en vrede. In Jesus Christus se naam. Amen.